en baie welkom by Onderwys in Gesprek met my Karin Bloem. Ek is die hoof van onderwysprojekte by AfriForum. En vandag is dit vir my baie lekker om met Isie Venter te gesels. Sy is die hoofuitvoerende beampte van Op die Tong Af redenaarskompetisie. So, ons is nou in Januarie maand en vir al die ouers en onderwysers wat luister, sal weet, in Januarie skop die redenaarseisoen af. En ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor waarom dit belangrik is vir jou kind om deel te neem aan 'n buitemuurse aktiwiteit soos redenaars. Wat se waarde voeg dit by en hoekom mense nie net moet vaskyk in redenaars as 'n gekoopte toespraak wat net op 'n ritmiese manier opgesê word nie, want dit is veel meer as dit. Redenaars is eintlik glad nie dit nie en ons gaan vandag met Isie gesels want sy is absolute kenner op hierdie terrein met jare se ervaring. Nie net het sy kinders gehelp en geleer hoe om hulle eie toesprake te skryf nie, maar ook om die aanbieding mooi en afgerond aan te bied, sodat hulle 'n suksesvolle toespraak kan lewer. Isie, baie dankie dat ek vandag met jou kan gesels. Kom ons spring sommer weg en praat 'n bietjie oor 'n paar waardes wat redenaars tot 'n mens se lewe toevoeg. Ek het nou 'n paar punte hier, maar kom ons begin sommer met kommunikasievaardighede. Dit is natuurlik baie belangrik en een van die redes hoekom 'n mens graag redenaars wil doen. Dankie Karin, is lekker om hier te wees. As ek dink aan kommunikasie, dan werk ek met mense wat nie kan praat nie. Kleinkinders, volwassenes wat sukkel om voor mense te praat, angsaanvalle te kry. Onnies en gewone mense wat sukkel om net te bid. So, ons praat nou oor kommunikasievaardighede, maar om goed te kan kommunikeer moet jy selfvertroue hê. So die twee gaan eintlik hand aan hand. As jy regtig 'n beter spreker wil word, dan moet ons kyk na om jou voor mense dinge te kan laat doen. En dit is hoekom dit so verskriklik belangrik is om voor mense te praat en te leer om te kan kommunikeer. Nou as ek aan kommunikasie dink, dan dink ek sommer aan taalvaardigheid. Taalvaardigheid, dit verbeter jou taalvaardigheid as jy redenaars doen. Dis eintlik nie redenaars nie, dis 'n oortuigende toespraak. Gerda Kleinhans het vir my jare terug geleer. En as mens daai woord vat, dan verstaan jy eintlik dit baie beter. Ja, en dit is nogal baie belangrik in vandag se tyd, want ek dink baie kinders sukkel om een taal mooi te praat. Hulle meng verskriklik Afrikaans en Engels met mekaar, omdat dit nou maar net is hoe dit is met al die goed wat op die televisie is of op die fone is. So, as dit mens help om jou taal mooi te kan praat en reg te kan praat, dan is dit regtig wonderlik. Ja, en as jy verstaan wat jy sê. Ja. Ek dink dit is een van die beste maniere om 'n kind se taal te ontwikkel, is redenaars. As ek net kyk hoeveel nuwe woorde kinders aanleer. Kleintjies, jy weet baie mense sê maar kleintjie is te klein om hierdie woord te gebruik. Maar as hy eers verstaan, dan plaas dit sy kommunikasievlak heel hoër as van sy maatsin. Ja, en dan sit natuurlik ook soos 'n natuurlike manier waarop hy sy woordeskat uitbrei wat hy nie op 'n ander manier noodwendig sou nie. Ja. So ek dink dit is baie belangrik. Iets wat vir my ook nogal waardevol is van redenaars is dat dit mense kritiese denke ontwikkel. En die laaste paar jare is daar nogal baie meer ontwikkeling by onvoorbereide redenaars. As ek nou dink, destyds toe ek nog op skool was, het ons maar eintlik voorbereid gepraat en kort onvoorbereide toesprake gehad. Vandag praat die kinders al vol lengte 7 minute toesprake onvoorbereid en dit is altyd vir my ongelooflik om te dink hoe jy vir 'n kind 'n onderwerp kan gee en hulle
'n uur voorbereidingstyd gee en hier kom hulle en hulle lewer 'n 7 minute toespraak en dit is absoluut hierdie denke wat net so ontwikkel is. So ek weet nie of jy 'n bietjie meer wil uitbrei ook oor die onvoorbereide aspek van wanneer mens nou so redenaars doen nie. Ja. Ons het op die tong af 'n 5 minute goue tong. Ek weet nie of jy dit al by ons beoordeel het. Ek het dis wonderlik wat daai kinders kan doen. Die kinders van graad 3 af tot matriek doen dit. En dis 'n ongelooflike vaardigheid. Ek dink jy leer om op jou voete te dink. Dis een van die belangrikste goed vir my in redenaars of in enige toespraak om vinnig op jou voete te dink. As jy praat oor kritiese denke, ons word vandag gevoer en ons glo alles. En daar soveel keuses. Die een sê jy moet koffie drink, die ander een sê jy moenie koffie drink nie. Jy moet vir jouself kan dink. Jy moet krities kan dink oor goed. Jy moet dinge kan analiseer. Jy moet jou eie waarheid uit 'n onderwerp uit kan haal. So dit is vir my nogal belangrik om vir jouself besluite te kan neem en te kan sien of 'n ding waar is of nie. Krities oor goed te dink, te kan vra. En nie net alles te glo wat vir jou gesê word nie. Want as jy kyk na jou bronne en ChatGPT vandag, jy kan vir en teen vir alles sê. So iewers daar moet jy jou eie waarheid kry. Jy moet kan dink oor goed en dit kan analiseer en krities daarna. Ja. Dan 'n ander ding wat vir my nogal baie belangrik is, ten opsigte van redenaars, is dit dat dit mens leer om van 'n jong ouderdom af om onder druk te kan funksioneer. Ek dink ons kinders wat deesdae op skool is, het ongelooflik baie buitemuurse aktiwiteite en dan het hulle nou nog redenaarskompetisies waaraan hulle ook deelneem en dit is maar bepaalde druk waardeur 'n mens moet kom, maar soos wat mens ouer word en soos wat mens eendag in jou volwasse lewe in 'n werksomgewing is, neem die druk nie af nie. En ek dink dit is ook 'n baie mooi natuurlike manier hoe hierdie druk weet mense op 'n gesonde manier leer om hierdie druk te hanteer. So ek weet nie of jy al gesien het, ervaar het hoe kinders regtig ontpop as gevolg daarvan dat hulle hierdie vaardigheid het of dat dit ewe skielik nie meer so moeilik is om klomp verskillende goed te doen nie, want die redenaars aspek in hulle lewe het bygedra daartoe nie. Ek dink kinders wat redenaars doen is regtig in 'n ander klas as dit kom by enige iets. Want jy as mens het hierdie vaardigheid nodig. As jy dit nou vergelyk met sport of wat ook al, wil nou nie te veel daaroor sê nie, maar die druk wat daai kinders het om hulle stuk te leer of jy hoef dit nou nie uit jou kop uit te leer nie, die navorsing te doen, te weet wat daar aangaan en dit dan te lewer. Hulle sê mos, die mens is die bangste vir praat. En wat ek altyd sê is, hoe meer jy leer om jou foute te hanteer, hoe makliker word dit vir jou. Die oomblik as jy, dis hoekom ouers net aanhou. Al haak jou kind bietjie vas, dis 'n natuurlike ding. Al stamel jy, alles hoef nie perfek te wees nie. Die lewe is nie perfek nie. So baie kindertjies as hulle praat, dan sal hulle sê, kan ek oorbegin? Want daai sinnetjie het nou nie perfek uitgekom nie. En daai druk om perfek te wil wees en te dink mens mag nooit 'n fout maak nie, laat kinders partykeer ophou. En die wat deur dit gaan en daai druk te kan hanteer as almal vir hulle kyk en raak net eenvoudig so sterk dat hulle later nie meer omgee vir dit. Want as jy kyk partykeer hoe 'n kind onvoorbereid praat en hoe hy voorbereid praat, hulle is baie bang vir die onvoorbereid. Maar dan praat daai kind baie meer beter onvoorbereid.
omdat hy nie onder die druk is om elke woord presies uit te spreek en soos wat sy afrigter nou gesê het, of wat ook al. Ja, en iets wat ek ook al gesien het as beoordelaar, dit het eintlik vir my baie meer waarde wanneer 'n spreker sy fout mooi regmaak, as wat hy totaal en al vries en dink hy het 'n fout gemaak. Want dit is nou maar so, in enige omstandigheid na skool, wanneer jy 'n toespraak gaan lewer of net 'n voorlegging moet doen by die werk of enige iets, gaan jy met tye oor jou woorde strompel of jy gaan dalk nie, jou gedagtegang gaan dalk nie dadelik gevorm wees dat jy die regte woord het nie, so jy gaan bietjie vashak. Maar dit is deel van die hele proses en die kuns is daaraan om op die einde van die dag net nog steeds jou standpunte kan oordra en mense nog steeds te kan oortuig, ongeag of jy hier en daar oor jou woorde struikel. Ja, ek voel ook dit is vir die kinders partykeer stresvol. En dit is stresvol omdat hulle soveel goed het om te doen, want jy kan nie die redenaar sommer net gaan doen, jy moet voorberei. Maar die kinders waardeer dit daarmee pluk die vrugte. Ja, ek sien ook nogal dat in die afgelope paar jare wat ek nou ook al betrokke is by redenaars, dit is regtig ons sterk kinders wat aan redenaars deelneem en daarin presteer, maar dit is baie keer ook die kinders wat nie altyd sterk redenaars was nie, wat so ontwikkel het en te danke aan redenaars, en dan ontwikkel dit ook vaardighede soos leierskap, want outomaties is hulle mense wat, jy weet, voor 'n klas kan praat of voor 'n groep kan praat of kan open met skriflesing en gebed, wat net outomaties daai selfvertroue het. En ek dink dit dra dan ook natuurlik baie by om eendag vir jou werksgeleenthede te skep, nie net om 'n goeie onderhoud te kan aflê vir werk of vir jou aansoek toe nie, maar enige iets wat jy wil doen wat in die openbare lig is, het sy dit nou is om 'n motiveringsspreker te word of wat ook al. Ek weet nie, jy kan nog 'n bietjie uitbrei, want dit is iets waarin jy ook ervaring het. Ja. Nee, ek glo absoluut die leierskapontwikkelings die hele ding van dat as jy begin praat, die rede hoekom jy praat om mense te verander of om iets aan te spreek, vorm sulke sterk leiers dat daai kinders voorlopers is. Op die ou end is daar 'n krisis is, dan roep die ander hulle en sê, gaan sê dit vir die hoof, of praat jy die hoof, ek praat nou van kleintjies. Hulle skroom nie om hulle sê te sê nie, of verskil mense van hulle, so hulle is sterk leiers. Ek het nou die dag te sit ek en dink, bied ek 'n kursus aan, en daar was nou baie mense, maar dan kyk ek na die sagtebal klinieke of die hockey klinieke en die rugby. Dis seker ook maar 'n kliniek. Verstaan jy? Hordes is daar. En dan kom jy nou by die ding wat die belangrikste is, wat jy elke dag nodig het. En dan is dit 'n handjie vol. Nou wil ek ouers eintlik motiveer om te sê, as jy wil hê jou kind moet bemagtig word om eendag sy sê te kan sê, konflikte kan hanteer, Karin, want dit alles kom by leierskap. Op te kan staan teen wat verkeerd is, dan moet jy hom motiveer om te praat. En daar's 'n groot verskil om net te praat en jy weet voor mense te praat. En almal kan dit doen. As Tannie Geesie, my ouma was skaam en daaroor is ek ook nou skaam en is my dogtertjie ook nou skaam. Dit moet stop, want elke iemand het daai potensiaal om so te ontwikkel dat jy nie
hoef te sê, maar weet, ons is nie eintlik praters nie, of ons kan nie voor mense praat, of dis net sekere mense wat, eintlik is dit 'n vermoë wat almal het. Ons almal het dit. Ja. So dit moet net ontwikkel word. Isie, en ek dink dit is ook een van die hoekstene waarop op die tong gebaseer is, en hoekom dit 10 jaar terug ontwikkel is en uitgebrei tot so ongelooflike suksesvolle redenaarskompetisie, is ook omdat julle vir kinders 'n geleentheid wou gee om hulle sê te sê, om hulle stemme te laat hoor en om te praat. En dit hoef nie net 'n beredenerende toespraak te wees nie, dit kan 'n motiveringstoespraak wees. Daar's so 'n klomp verskillende kategorieë eintlik van toesprake wat 'n mens kan lewer, vermaaklikheidstoespraak. So ek dink dit is regtig wonderlik dat julle kompetisie ook so uitgebrei en ek sien daar wink nou 'n splinternuwe debatskompetisie ook vir 2026. So ek's verskriklik opgewonde want daar's natuurlik 'n groot behoefte aan dit ook en daar's baie kinders wat ook graag wil leer om in spanverband te kan debatteer en op 'n mooi manier te kan debatteer. En ons lewe gelukkig in 'n land waar mens nogal baie keer moet kan debatteer oor verskillende dinge wat plaasvind en ek dink is verskriklik belangrik dat mens van jongs af geleer moet word hoe om reg te debatteer. So ek sien vreeslik uit na wat daar gaan uitkom. Ek dink so ter afsluiting sal dit goed wees dat ons vir die ouers 'n paar wenke gee van wat hulle nou te doen staan. Hulle het nou dalk 10-10-1 al die toespraak is nou al in 'n gevorderde fase. Die kinders begin dalk nou al leer hoe om dit te doen of aan te bied. So as jy dalk vir ons so 'n paar wenke het wat ouers kan volg om hulle kinders te help om 'n goeie aanbieding volgende jaar te lewer met hulle toespraak. Karin, daar is in die skole moet elke kind 'n beredeneerde toespraak gee. In al die skole, sover as wat ek weet. Graad 1, graad 2 tot matriek. En hoekom dit nie hoekom kan ons hulle nie van die begin af leer om dit reg te doen nie? Dis wat ek altyd voel. So as ek vir iemand raad moet gee hoe hy 'n toespraak moet aanpak, ek weet jy het nou eintlik gevra van die verskillende toesprake, maar as ek dink, kom ons begin net, hoe pak ek 'n toespraak aan? Ek het geen hulp nie, ek weet nie eintlik baie daarvan nie, my juffrou weet 'n bietjie en ons almal help. Dan dink ek, wat meeste mense doen, hulle vat 'n tema wat hulle gekry het en dan begin hulle daarvolgens praat. Sê maar die tema is sout, dan begin hulle iets soek oor sout en hulle praat oor sout en wat ook al. Waar 'n oortuigende toespraak is iets wat jou pla, wat mense met jou gaan verskil. So dit pla jou dat hierdie ding gebeur en jy wil mense oortuig dat dit op 'n ander manier moet gebeur. Maak nou nie saak op watter manier jy dink nie. So daai toespraak mense moet kan van jou verskil. So jou standpunt moet baie duidelik wees. En daaroor dink ek is die belangrikste om uit te vind, wat pla jou regtig? Anders as om 'n gekoopte toespraak te koop, wat niks eintlik met jou te doen het nie, moet jy eerder praat met iets wat jy regtig wil verander. Jyself. Dan is daar minder goed wat jy hoef te onthou en jy kan net uit jou hart uit eintlik praat. So die beste mense wat jou kan help is as jy nou op jou standpunt besluit het, is bel jou ouma. Praat met ander mense voordat jy nog 'n papier of 'n pen optel of tik. Bel mense wat nie soos jy voel nie. Hoor hoekom voel hulle nie soos jy nie. Skryf al daai goed neer, want jy kan dit gebruik in jou toespraak. As jou tannie 'n dokter of 'n sielkundige is, bel haar, vra vir wat dink sy daaroor. Kyk na jou onmiddellike gemeenskap, die buurvrou, jou maatjies. En dan sal jy sien of jy genoeg skietgoed het. Jy kan by die ouens wat saam met jou stem, kan jy gebruik in jou toespraak. So ek dink dis die eerste ding wat ek sou doen
om seker te maak, ek weet, daar's mense wat met my verskil, en die mense om my gebruik om amper my struktuur vas te stel. Ja, en dis eintlik baie lekker, want dis of jou navorsingsgedeelte, so waar jy 'n bietjie gaan ondersoek instel, en daar kom eintlik altyd verskriklike oulike goed uit. Wat jy kan gebruik. Ja. En snaakse goed wat jy kan gebruik. En wat jy nie noodwendig eers aan gedink het nie, so dit is 'n verskriklike oulike ding, almal moet dit doen. Ja. So wil jy hê ons moet oor die struktuur praat van die redenaars net so vinnig nie? Ons kan vinnig gesels oor die struktuur, want ek dink ook wat belangrik is, ons het nou vinnig geraak aan die tema en die onderwerp. Ja, want dit is belangrik vir my dat ouers ook moet onthou dat die tema is een woordjie en die onderwerp is 'n hele sin wat dan geformuleer word uit daai tema, uit daai een woord, maar dit moenie 'n direkte dit nie 'n direkte as ons nou van toepassing wees op dit wat jou toespraak sê. Ja, maar as ons tema nou sout is, moet dit nou nie wees. Jy kan nie net sê sout nie. Ja, of sout is goed of wat ook al nie. Mens moet eerder bietjie kyk na woordspelling soos ek vir hierdie tipe ding is nie die sout werd nie of so ietsiekie. Maar goed, net laat mense duidelikheid het oor die tema en die onderwerp, maar kom ons praat bietjie oor die struktuur van die inhoud. Kyk, ons begin altyd met 'n lekker inleiding en dit tel 10 punte as mens dit nou sou verwerk, so dat jou struktuur moet reg wees. En hoekom moet jou struktuur reg wees? Sodat jou gehoor jou kan volg. Natuurlik, ja. As mense los strukture het, dan sukkel mense om na jou te luister. So jy kry jou inleiding en dan daarna stel jy jou argument en gewoonlik kan jy jou standpunt, wat het ek nou gesê? Daarna stel jy jou standpunt en daarna gee jy jou 3 redes. As jy jou standpunt duidelik gestel het en almal weet waaroor jy gaan praat, dan het jy nou jou 3 redes, maar daai 3 redes kan ook nie sommer net loshang nie. Hulle moet oorgaan van die een na die ander ene, en jou eerste argument, daai redes, eerste argument, tweede argument, derde argument, is genoeg. Mense hoef nie meer as 3 te hê nie. Jy kan 2 ook hê, jy kan 6 ook hê. Maar ek sê altyd, as jy vir jou ma sê, jy wil Irene Mall toe gaan, en jy gee vir haar 6 redes, dan gaan sy vir jou sê, wil jy hou op praat. Hou net op praat, jy gaan my nie oortuig nie, dis te veel. As jy net 2 gee, dan gaan sy dalk vir jou sê, en? So, en as jy dan nou jou eerste argument het, saam met hom, as jy nou jou opinie daaroor gegee het, dan kom jou bron. Jy kan dit op verskillende maniere doen. Jy kan dalk eers die bron gee, dit hoef nie in 'n natuurlike volgorde te kom nie. So, en jou eie voorbeeld uit jou eie lewe, tel ongelooflik baie. Ek het nou die dag vir iemand vertel, as jou eie voorbeeld uit jou lewe so sterk is, dan kan dit jou bron amper heeltemal oorheers of meer tel. Ja, want dit het met jouself gebeur. En jy hoef nie iets te onthou nie, want dit het met jouself gebeur. Jy hoef nie te leer nie. Ja. Maar baie keer gee ons te min aandag aan 'n bron en baie keer te veel aandag aan 'n bron. So, hoekom ek dit sê, en party beoordelaars gee ook dalk te veel aandag aan 'n bron, of dalk te min. Ja. As jy verstaan wat ek bedoel. Partykeer is hy nie 100% volledig nie, maar dan sal hulle dit oorsien en sien of partykeer is dit heeltemal akademies so vir 'n graad 1 kind. Ja, nie eintlik heeltemal geslaag nie, maar so ja. Maar terwyl ons daar is by die kleintjies se bronne, kan mens dalk jou ouma as sy 'n onderwyseres is gebruik, jou oupa as hy 'n boer is en jy oor 'n melkplaas praat,
jou ma gebruik as sy 'n sielkundige is? Help my 'n bietjie dink. Ja, daar's eintlik verskriklik baie. Jou pa is dalk 'n prokureur en hy het vir jou iets geleer wat reg of nie reg is nie. Ja. So ja, daar's eintlik verskriklik baie professionele mense in ons direkte omgewing dat mens nie altyd nodig het om akademiese professors en goed aan te haal nie. Dis natuurlik nie verkeerd nie, maar ek dink partykeer sal mense sommer net intik op Google, ek soek 'n bron oor ek weet nie wat nie, motordiefstal, en dan kom daar 3 koerantberigte op en dan gebruik hulle dit, in plaas daarvan as hulle net iemand gevra het wat hulle plaaslike buurtwag, wat dalk die buurman kon wees, wat vir hulle raad kon gee oor motors wat al in jou woonbuurt gesteel is. So partykeer wil 'n mens te ver dink en jou bronne is eintlik hier reg onder jou neus. En die kinders wat oor diere praat, byvoorbeeld, die veearts, om jou veearts is daar, maar ons praat nou van die juniortjies, van die grade, graad eentjies. Ja. As die kinders ouer word, dan verwag ons natuurlik volbronne. Ja, en meer gesofistikeerd. So dan maak dit ook sin as jy dan eerder na 'n mediese studie verwys of na 'n professor wat dit gesê het of wat ook al, want dit is dan op 'n meer gevorderde vlak. Ja. Ja. En dan doen jy dit nou met jou tweede argument en met jou derde argument. So jy maak jou struktuur vol, like hy reg is. Ek dink dis een van die maklikste punte wat jy kan regkry. As jy dit volgens die boek doen. Ja. Want daar's 'n resepie wat jy eintlik kan volg. En dan jou slot. Ja, en dit is ook vir my altyd belangrik dat mens lekker sterk moet eindig. Partykeer het ek al gesien mense het so 'n goeie toespraak en dan kom hulle by die einde en dan sit so vinnig verby en dan sê ek eintlik so nee, maar hierdie is nou waar dit moes land. So 'n sterk slot is belangrik. Dis hoekom mense moet vra, hoe klink ek? Hoe klink ek? Dat hulle kan sien, nee, klink bietjie daar kort iets. Ja. En dan natuurlik die aanbieding. Ek dink die aanbieding is vir my ook baie belangrik want mens wil hê dit moet 'n natuurlike aanbieding wees, maar mens wil kinders ook leer om handgebare te gebruik sonder dat dit ingeoefen is, en mens wil natuurlik ook hê hulle stemtoon en intonasie en goed moet natuurlik wees, maar dit is baie keer nogal uitdagend want hulle begin half so 'n ritme te verval. So hoe kan 'n mens keer dat so iets nou byvoorbeeld nie gebeur nie en dat jy jou natuurlikheid behou? Ek dink die eerste ding wat mens moet doen is jy moet jou toespraak verstaan. Jy moet weet presies wat daai navorsing behels. As dit 'n kleintjie is en jy het 'n YouTube video wat jy wys met 'n kundige wat praat oor motherhood, wat is daai mother something. Ja. Kundige wat oor kinders praat in elk geval. Gaan oor babas en kinders en kleuters en die ontwikkeling daarvan. Dan moet daai kind na daai webwerf toe gaan. Hy moet weet wat is 'n webwerf. Hy moet weet wat is 'n artikel. Hy moet die boek sien waaruit jy, en ek praat met die groot kinders nou ook. So mens moet jou navorsing self verstaan. Ek weet van kinders wat dit sommer opmaak, jy weet. Maar jy moet self verstaan en daai navorsing is so belangrik. En die struktuur van jou toespraak en die feit dat jy dit self geskryf het om 'n natuurlike aanbieding te gee. So eintlik is dit nogal baie maklik om te weet dat wanneer mense al 'n onnatuurlike aanbieding raak sien, as beoordelaar kan mens maar sommer eintlik half weet dat hierdie toespraak is nie noodwendig die kind se eie werk nie, of nie met hulp van die mamma of die drama juffrou nie, of die pappa nie, want dit is nogal 'n groot probleem. Daar word verskriklik baie toesprake geskryf
waar kinders nie betrokke is nie. Waar kinders nie betrokke is nie. Omdat ouers, mens kry al vir die hulle wil dit net ook afgehandel kry en dan het hulle nou die Desember vakansie om die toespraak te leer, maar dan raak dit maar soos 'n prosa stuk wat jy 'n teks het wat jy net uit jou kop uit leer en dit is glad nie die doel van redenaars nie en ons as beoordelaars kan dit ook dan dadelik agterkom. Ja, en as mens kyk na 'n goeie aanbieding, dink ek moet dit 'n natuurlike aanbieding wees. Baie kinders wil oordramatiseer, maar as jy iemand is wat 'n bietjie oomf in jou het en dit is hoe jy is, dan moet niemand vir jou sê jy oordramatiseer nie, want dit is hoe jy is. Ja. So daar's 'n fyn lyn daar ook, maar as jy gereed is en jy het geleer en jy moet nou begin om dit te interpreteer, dink ek is daar 'n paar wenke wat mens vir die kinders kan gee. As ek net dink aan pauses, fraserende spraak. Baie keer praat die redenaarskinders so. Dan klink dit soos die hond staan by die hek en blaf. Die frasering is verkeerd, daar's te veel pauses. Die hond staan by die hek, dan verstaan ons almal. So dis een van die foute wat gemaak word. Of dis te vinnig. Daar is nie een pause nie. So 'n pause is baie waardevol om jou aanbieding of die regte klemme. Waar kom ritmiese spraak vandaan? Van jy klem omtrent elke tweede woord. En dit is verkeerde klemme. So, as jy 2 keer in 'n sin klem, moet jy versigtig wees, want waar lê my klem nou? Daar is die hond. Waar is die hond? Waar lê my klem? Ja, dit help ook nou nie. Op waar? As jy te veel klemme het nie, want dan weet mens nou nie wat is dit wat jy nou wil uitlig nie. Ja, maar as ek sê waar is die hond, dan is waar my klem. Maar as ek sê waar is die hond, of ek kan nie eers so praat nie. Ja, maar weet jy nou Dan nie. is daar ritmiese spraak en dan moet die ouers weet. Kyk, ek moet onmiddellik hierdie kind help. En baie van die onderwysers hoor dit, maar hulle weet nie noodwendig dit is by die klemme. Waar die fout is nie. Ja. Dan praat party kinders, hulle moet kyk na die lokaal waarin hulle is, hulle praat te hard of heeltemal te sag. Ek dink die belangrikste wat jy moet doen, jy moet voor die tyd oefen om op te kom met selfvertroue en hard en duidelik te praat. Jy moet oefen, jy moet wag tot die tannie vir jou kyk of jou gehoor vir jou kyk en dan moet jy begin praat, dat jy met selfvertroue kan begin praat. Dan sal jy hard praat. Dan gaan dit ook nie vir jou 'n verrassing wees as jy al hierdie mense in die oë kyk nie. Ek sou dit ook doen, dat my bure laat kom, ouma en oupa laat kom, dat die kind voor die tyd dit doen. As ek dink aan nog dinge wat kinders partykeer laat sukkel om deur te kom met hulle aanbieding. Wat het ek nou nog nie genoem nie? Ek dink wat as ek nou sommer so vinnig kan byvoeg om nou net oor die hard genoeg te praat, dan dink ek destyds toe ek geleer het met redenaars, sou my afrigter altyd sê, mens moet praat vir die persoon wat heel agter staan. Ja. Want dan weet jy die ouens voor gaan jou beslis hoor, sonder om te skree. En dan dink ek ook wat baie lekker is, en ek weet by Op die Tong werk dit ook so, omdat kinders vandag almal selfone het, kan jy jouself lekker opneem met jou foon, 'n videoetjie maak en dit vir jou terugspeel. En ek bedoel, dit is tog nou maar iets wat die Springbokke ook doen. Hulle neem hulle wedstryde op en dan kyk hulle terug en kyk wat se foute het hulle gemaak en wat het hulle reg gedoen. So daar's geen rede hoekom ons as redenaars dit nie ook kan doen nie. Verseker. So dis ook 'n lekker ding wat mens kan doen is om jouself bietjie op te neem. En ek bedoel destyds toe ek dit gedoen het ons nog op kassetspelers opgeneem. Ja. En dan kon jy nou net jou stem hoor. Nou kan jy daarom jou hele lyfie en alles sien. So dis eintlik wonderlik dat mense hierdie tegnologie het. Ek wil net gaan hier noem ook dan van die aanbieding die handgebare. Ja, dis belangrik. Jy weet, party kinders gebruik glad nie handgebare nie.
ek weet nie hoekom nie, want 'n mens praat met handgebare. Ek weet nie of hulle daarvoor gesê word, beperk jou handgebare nie. Want 'n natuurlike handgebaar versterk jou woorde. So as ek net kyk na, as jy praat en jy glad nie jou handgebare gebruik, en daar is 'n punt vir handgebare, so gebruik jou hande. As jy bang is, dis verkeerd of dis te veel, jy onderstreep mos 'n woord met jou hand. Kyk vir jouself in die spieël. Doen dit net natuurlik. En dan die kaartjies ook. Party kinders swaai daai kaartjie hierdie kant toe, daai kant toe, daai kant toe, daai kant toe, jy weet, met al twee hande. En eintlik is 'n kaartjie daar dat hy moet so onopsigtelik as moontlik gebruik word. So mens moet daaraan dink. Ja, en jou kaartjie moet eintlik deel vorm van jou handgebare. Want jy kan dit gebruik om na goed te verwys. En ek bedoel, as jy daai gemaklikheid eers regkry met jou kaartjies, dan is dit iets wat so natuurlik is, want ek het net die naweek in 'n gesprek gewees wat iemand gesê het, ja, maar hulle trek sommer net punte af as jy vir hoe jy jou kaartjies vashou. Maar mense besef nie dat dit is eintlik 'n waardevolle vaardigheid wat jy moet aanleer, want jou kaartjies moenie jou gesig toemaak nie, dit moenie teen jou lyfie vasgeklem word nie. Dit is belangrik om dit soos wat jy sê, so onopsigtelik as 'n deel van jou toespraak te maak, en dit is 'n hulpmiddel. So dit moet eintlik, mense moet eintlik nie as jou kaartjies raak sien wanneer jy jou aanbieding doen nie. Dis presies. Ja. Want party kinders sal moet 2 kaartjies wys. Ja. Dan raak dit net te erg. Ja. Sal jy as hulle blaai, dan is dit soos 2 kaartjies wat hulle dan vir jou iets wil wys. Ja. Dan raak dit te veel. Mens moet altyd onthou, so onopsigtelik as moontlik. By ons mag jy met 'n tablet praat, jy mag met jou selfoon praat. En dit is dalk makliker vir party kinders, so mens moet dit oorweeg dan. Ja, en ek dink natuurlik dit is iets wat mense al hoe meer gaan begin sien, omdat tegnologie voortdurend verander en alles baie meer tegnologies raak en minder papiergebonde. So dit weet ek sien by ons ook in 'n werksomgewing sal mense baie meer met selfone hulle toesprake van hulle selfone aflewer en nie meer van kaartjies nie. En dan is daar natuurlik mense wat net 'n kaartjie nog steeds verkies bo 'n foon. Maar ja, dit is goed dat 'n mens beide vaardighede ontwikkel sonder dat dit 'n probleem is. Of voel dat dit jou aanbieding beïnvloed? Ek sien die meeste van die tyd, kan 'n kind van sy toespraak hoef nie so wonderlik te wees nie, maar as sy aanbieding jy weet, ontspanne en spontaan is en hy's net homself en hy glimlag en dit is, mens kan sien dit is vir hom lekker. Want die aanbieding en die skryf van die toespraak tel omtrent naaste by dieselfde. Nou kan jy op 'n baie lig. As jy nie so bevoorreg is dat iemand vir jou 'n wentoespraak skryf en daaroor praat. Ja, nee, kyk. Ag, Isie, baie dankie vir hierdie heerlike gesprek vandag. Ek dink dit was nou baie waardevol. Ons het regtig kon gesels oor jy weet, al die positiewe dinge wat uitkom uit redenaars en hierdie vaardigheid wat ons vir ons kinders aanleer en ook lekker paar wenke gedeel. So ek hoop nou ouers en onderwysers luister na hierdie podsending en gebruik hierdie wenke en raak sommer weer opnuut opgewonde oor redenaars, want dit is regtig 'n wonderlike vaardigheid wat ons vir ons kinders moet leer en dit ontwikkel regtig hulle en dit het so 'n groot bydrae tot hulle lewe. So baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir jou, Karin. Ek wil net ook sê, partykeer is dit die ouers wat bang is om die kind in te skryf of te laat deelneem. Onthou net, daar's verskillende kompetisies. Jy kan daai ding herhaal. Jou kind hoef nie 'n wentoespraak te hê nie. Kry hom net aan die gesels. Jy hoef nie presies te weet wat aangaan nie.
die beoordelaar sal jou raad gee, jou juffrou sal jou raad gee, begin het. En die kinders moet onthou, en ek en jy, hierdie kinders wat praat, is die leiers van ons toekoms. Dis hulle wat ons onmiddellike omstandighede moet verander, ons landse omstandighede moet verander, en ons wêreldse omstandighede moet verander. So, ons moet laat hulle praat. Woeker daai tonge, maak hulle los. Ek stem saam en dankie en mag almal geïnspireer wees om die tonge te laat klap in 2026 met toesprake wat net van krag tot krag gaan.